Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Vandag is donderdag en ons stap deur die boek van Judas. Ons het nou al 'n rukkie gekom, so gaan kyk gerus as jy dit gemis het. En ons kyk hoe die boek van Judas as 'n konfronterende boek, wat praat oor dwaalleer, ons help om ons persoonlike geloof na te gaan. En te kyk of ons dalk ook soos die vroeë kerk se dwaalleeraars Jesus se woorde minag, 'n bietjie verdraai, dink is nie so belangrik op hierdie aspek van my lewe nie. En dan, wanneer ons dit lees, soos ons genoem het, is dit belangrik dat ons sê, ons moet die balk uit ons eie oog uithaal, voordat ons die splinter uit iemand anders se oog haal. En as ons dit gedoen het, en ons het onsself gecheck, dan kan ons begin om ander se leer te evalueer. So kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Judas 14. Henog, hy die 7de geslag van Adam, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here kom met sy heilige 10.000e, om oor almal die oordeel te vel, en om alle mense te straf vir al die goddelose dade, wat hulle in die goddeloosheid verrig het, en vir al die vermetele dinge, wat goddelose sondaars teen hom uitgespreek het. Hierdie mense, dit is hulle wat môre fout vind, en hulle drang uitleef, hulle is grootmond en vlei mense vir eie gewin. Maar julle, geliefdes, onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus reeds vroeër gesê het. Hulle woorde aan julle was, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. Dit is hierdie mense wat skeuring bring. Hulle is gerig op die aardse dinge. Hulle het nie die gees nie. Tot sover aan die woord van die enigste en lewende Here. In Judas 14 tot 15 haal Judas Henog aan en hy sê, kyk, die Here kom met duisende en duisende van sy heiliges om almal te oordeel. Hierdie profesie herinner ons dat God die goddeloses sal oordeel en spoor gelowiges aan om regverdig te leef. Hierdie gedagte gee ons hoop, want dit beteken ons hoef nie wraak te neem of kwaad te wees teen mense wat iets verkeerd doen nie, want dit is God wat almagtig en volkome wys is, wat baie meer geskik is om oordeel uit te oefen en mense te vergeld. Verder sien ons dan ook in vers 17 tot 19 dat Judas ons herinner aan die waarskuwing oor spotters in die laaste dae, mense wat God bespot en hulle sondige begeertes volg en verdeeldheid veroorsaak. Vandag kan spotters mense vriende wees of mediafigure wat Christendom aflag, mense wat die Bybel verouderd noem of irrelevant of in 'n ander tyd en wat ons geloof sien as swakheid. Hulle kan waardes soos materialisme of onsedelikheid stoot en bevorder, wat natuurlik bots met God se ontwerp van die heelal. Ons vind hierdie selfs in ons vriendekringe soms, waar mense ons kerkgang bevraagteken, hoekom ons elke Sondag in plaas van net met 'n doop en nagmaal, of selfs glad nie kerk toe gaan. En ons sien hoe daar soms met ons eie waardes gekompeteer word op media en films ensovoorts. En dan, om onsself voor te berei, om hierteen te kan beklei, sê Judas, bou op jou geloof. Natuurlik in die volgende vers 20, wat ons môre ook na gaan kyk. Met ander woorde, bestudeer die Bybel gereed, om te weet wat jy glo. Soos om vir 'n atletiekwedloop te oefen. Ons moet gereed wees om die wedloop te hardloop. Bid dan, dat die Heilige Gees jou sal help, om verbind te wees met God, om gehoorsaam te wees, om sy gebooie na te kom, en om teenstand te kan bied, deur hierdie buitemagte wat op jou inwerk. In Suid-Afrika sit ons natuurlik met baie unieke uitdagings, goed soos armoede, korrupsie is baie hoog, misdaad, en dit is maklik om God se goedheid te begin betwyfel, as iemand dit ondervra. Maar Judas verseker ons God is in beheer. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U volkome wys en regverdig is, dat die finale oordeel aan U toevertrou kan word. Help ons om in ons lewens te bou op ons geloof vandag en tot in lengte van dae. Amen.